Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by ons erediens, ook ons lidmate wat op die internet kyk by die huis, later opname dalk kyk. Ons is saam by mekaar met die woord in ons hand. Ons is besig met ons lydenstyd. Vanoggend kry ons kans om die 5de kers dood te blaas. Daar is hy. Simbolies van die donkerte, die duisternis wat opbou tot die kruisiging, Paasnaweek. Ons vier die lyding van Christus, sy dood, maar veral sy opstanding op Paaszondag. Ons is besig met 'n reeksie oor die lewe van Petrus. Insidente in Petrus se lewe wat hy saam met Jesus beleef het en hoe dit inwerk op my en jou en op ons geloofslewe. Ons sal net nou daarby stil staan. Afkondigings is by die deure, kyk gerus daarna. Ons sê baie geluk aan mense wat verjaar het die afgelope week, die week wat kom. Mag jou verjaarsdag geseënde dag wees. En ons dink spesifiek aan mense wat bo 70 is, wat verjaar in die week wat kom. Eddie Matthee, Christo de Klerk, Frikkie Els, Johan de Pre. Baie geluk met julle verjaarsdag. Dan dink ons aan mense wat siek is. Rudy Raad was in die hospitaal. André Roberts gaan hierdie week vir sy operasies, dink aan hom. Ons dink aan Beryl Pinaar, Johnny Pinaar se skoondogter. Sy is gediagnoseer met kanker, besig met behandeling. Ons dink aan hulle as familie. En Michael Stoeman was in 'n motorongeluk. Hy was in die hospitaal, maar hy is ontslaan en terug by die huis. Ons dink ook aan sy herstel. Dan dink ons aan mense wat bedroef is. Nick Swanepoel, sy broer is so ruk gelede oorlede, baie sterkte vir julle. En oom Willie Smit is oorlede. Ons dink aan sy familie ook. Die begrafnis het reeds plaasgevind. Nee, oom Willie Smit is Dinsdag. Oom Willie Smit se begrafnis is Dinsdag hier vanuit die kerkgebou. Ons program vir Paasnaweek hier by die kerk is dat ons donderdag aan die 14de het ons nagmaal, 7:00 hier by die kerk in die kerkgebou, ons nagmaalgeleentheid. Dan sondagoggend het ons om 6:00 ons sonsopkomsgeleentheid by die Lapa by Hoërskool Swartkop. Die afgelope 2 jaar kon dit nie plaasvind nie vanweë COVID regulasies. Maar alles lyk hierdie jaar in plek om dit te kan doen. 6:00 die oggend by Swartkop Lapa, Swartkop Hoërskool se Lapa, daar bo in Mopani straat. En dan 9:00 ons Paas erediens hier in die kerk. Julle kan die tye so aanteken asseblief. Ek wil begin met 'n vers uit Psalm 13. Ek hou vas aan u troue liefde. Oor die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Ons gaan saam sing tot eer van die Here. Ons sê dankie vir Sheila wat help sing vanoggend. Ons gaan kom sing 'n nuwe lied vir hom. Sing, dit word afgewissel met 'n ander lied, julle sal dit sien. Dan prys die Here vanuit die hemele. Ek is bly ek ken vir Jesus. En dan gaan ons sit
om saam te bid. So kom ons staan en sing tot eer van die Here. Kom sing 'n nuwe lied vir hom, kom sing 'n nuwe lied vir Jesus, kom bring die lof en die dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat jou lewe omsing, want hy is die koning, hy is die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Elders skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan juwel oor die naam, mag die lig hier deur ons skyn. Kom sing 'n nuwe lied vir hom, kom sing 'n nuwe lied vir Jesus, kom bring die lof en die dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat jou lewe omsing, want hy is die koning, hy is die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan juwel oor die naam, mag heel of hier deur ons klink. Kom sing 'n nuwe lied vir hom, kom sing 'n nuwe lied vir Jesus, kom bring die lof en die dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat jou lewe omsing, want
Dankie, ons kan sit en as ons klaar gebid het, dan sing ons nog 'n lied of twee. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons bring aan U die lof en die eer en die aanbidding. Ons buig voor U neer. U is die God van hemel en aarde, van ewigheid tot ewigheid. U is ons God. U is my God. Dankie vir ons saamwees vanoggend met U woord in ons hand, saam in 'n erediens, saam om U lof te besing as 'n gemeente. Ons is diep onder die indruk van U grootheid en U goedheid as ons so saam is. Daarom vra ons dat U vir ons U genade sal gee. Here, veral as ons U woord oopmaak om dit saam te lees, die verligting van U Gees sodat ons kan hoor en verstaan wat ons lees. Geef vir ons krag om hiervandaan verder te kan gaan, om dit wat ons hoor te kan gaan doen. In hierdie wêreld rondom ons, 'n wêreld vol geweld en liefdeloosheid. Ons wil juis bid vir hierdie wêreld waarin ons lewe, ons land, ons omgewing, die breër wêreld, Here, daar waar oorlog en geweld op die oomblik so in die oog is. Maak ons bewus van U liefde. Geef vir ons krag om uit te gaan en liefde te doen en te praat en te wys en te gee. Ons wil in hierdie oggend ons ongeregtigheid voor U kom neerlê. Ons ongehoorsaamheid. Op grond van die beloftes in U woord, weet ons dat U ons vergewe, dat U ons sondes wegneem, dat U ons lewens nuut maak. Aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan 2 aanbiddingsliedere sing, Heilig, 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 en dan Herder Heer na wie ek soek. Let net op, tussen die verse is daar so 'n stukkie tussenspel, tussen vers 1 en 2 en 2 en 3. Heilig, 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 kom ons sing saam. Engelen in die
as U roep, want ek soog, ek val en gly, as die stem verdof in my, voor die Heer kom word ek stil, buig my hart en buig my wil. Daar is waters in woestyne, by die herders se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Wys U my hoe ek moet leef, leer U my om U te ken, ek alleen verbrou en dwaal, U alleen kom my kom haal, op U weg wat U my hou, al is dit styl, al is dit nou. Daar is waters in woestyne, by die herders se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Gee my lig, ontskemer my, as ek wil soog, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys, sal U vir my die pad kom wys, waar die spore my heen lei, wil ek wandel, wil ek bly. Daar is waters in woestyne, by die herders se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry, sal ek daar my rus kom kry. Kom ons staan en doen hardop saam met mekaar ons geloof wat ons bely. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Baie dankie. Ons gaan saam lees uit Johannes 21. Johannes 21 daar vanaf vers 15. Dit sluit direk aan by verlede week se skrifgedeelte. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: pas my skape op.
Jesus vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: Laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur wat 'n soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: Volg my. Tot sover ons skrifgedeelte. Die insidente in Petrus se lewe, waarna ons die afgelope paar weke gekyk het. Ons onthou toe Jesus vir Petrus en Johannes en nog ander disippels daar langs die meer van Galilea geroep het. En dat hulle alles gelos het en Jesus gevolg het. En ons het vir onsself die vraag gevra: hoe volg ek en jy vir Jesus? Ons het gesien dat Petrus bely dat Jesus die Christus is. En hoe ons ook vandag nog kan bely dat Jesus die opgestane Here is, die Christus. Ons het ook gesien hoe Petrus misluk het, hoe hy Jesus verloon, hoe hy 3 keer gesê het: Ek ken hierdie man nie. En dit het ons aangespreek in ons eie mislukkings elke dag. Verlede week het ons gesien hoe Jesus vir Petrus en die ander disippels versorg. Hy gee vir hulle iets om te eet daar op die strand langs die meer van Galilea. Vis en brood. En ons het verstaan dat Jesus ook vir my en vir jou elke dag versorg met dit wat ons nodig het. Vandag sien ons in Petrus se lewe hoe God hom vergewe, 'n nuwe kans gee en dat Jesus hom weer roep om diensbaar te wees in die naam van Jesus. So 2 weke gelede het ek verwys na een van die grootste vrese van die mensdom van vandag is om te misluk. En vandag sien ons dat daar nog so 'n groot vrees van die mensdom is, veral vir mense wat aan Jesus Christus behoort. Mense het 'n geweldige vrees dat God my nie gaan vergewe nie. Dat dit wat ek gedoen het, nie vergewe kan word nie. Dit wat ek gesê het, dit wat ek gedink het, dis net te sleg, dis net te erg. God gaan my nie vergewe nie. God is eintlik kwaad vir my, oor hieroor of daaroor. Hy gaan my nie sy vergifnis gee nie. Daar's geen hoop vir my nie. Daar's baie mense wat met hierdie gedagtes worstel. Maar die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, wil juis die teendeel kom verlig. God vergewe. Hy gee nuwe lewe. Hy gee hoop vir die toekoms. Hy gee 'n nuwe kans. Petrus en die ander disippels het, toe hulle daar op die meer van Galilea was, hierdie geleentheid in hoofstuk 21, het hulle die hele nag hard gewerk, hulle het niks gevang nie. Vroeg die môre staan Jesus op die strand, hulle sien net die figuur. Hy vra vir hulle: het julle iets gevang? Nee, sê hulle, die hele nag niks. Gooi die net aan die regterkant uit en hulle vang hierdie geweldige groot vangs, 153 groot visse. Tog het die net nie geskeur nie. En Jesus staan op die strand, hy wag vir hulle en Petrus spring in die water om eers by Jesus te kom. En die ander disippels bring die skei met die vis. En daar
brand 'n vuur met 'n stuk vis wat braai, saam met brood. En die vuur, die rook, herinner Petrus aan die hoëpriester se huis, waar Jesus verhoor word net na hy gevang is. En waar Petrus in die buitekant in die binnehof sit, saam met ander mense by 'n vuur om hulle warm te maak. En 3 keer word daar vir hom gesê, ja man, jy's een van hulle. Jy's 'n Galileër, jy het saam met Jesus geloop. En 3 keer ontken hy dit heftig. Ek ken nie die man waarvan julle praat nie. En dan versorg Jesus sy disippels deur hulle iets te gee om te eet, vis en brood. En soos hy sy disippels versorg, het ons laasweek gesien dat hy ons ook versorg in elke behoefte. En nou hierdie geleesde gedeelte van vanoggend, kom Jesus en hy sê vir Petrus 3 keer, vra hom 'n vraag. Petrus, het jy my lief? Dieselfde vraag, 3 keer. Dit herinner onmiddellik aan die vorige gedeelte, vorige hoofstuk, toe Petrus 3 keer ontken het dat hy vir Jesus ken. Petrus, het jy my lief? My gedagtes het onmiddellik gegaan na Matteus 22, die opsomming van die wet van Moses. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel en met jou hele hart en met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En nou vra Jesus vir Petrus, Petrus, het jy my lief, meer as jou liefde om vis te vang? Meer as jou liefde vir jou mededisippels? Het jy my lief? Hoe pas jou liefde in jou kop in mekaar? Vra Jesus vir hom. Ons moet raak sien dat Jesus nie vir Petrus terugvat na die 3 keer se verloning daar by die vuur, by die hoëpriester se huis nie. Hy vra nie vir hom, Petrus, is jy jammer jy het my verloon nie? Jesus waarsku nie vir Petrus om dit nie weer te doen nie. Hy vra nie, hoekom het jy dit gedoen nie? Dis wat ons sou doen. Ons sal ons altyd bepaal wie is die skuldige in 'n situasie. Hoekom het jy dit gedoen? Jesus vra net vir Petrus, het jy my lief? In ander woorde vra hy vir hom, volg jy my? Johannes in die beskrywing van die evangelie van Jesus is baie spesifiek in sy woordgebruik. Hy gebruik nie net sommer 'n woord nie. In hierdie gedeelte speel Johannes nogal met woorde. Hy vra 3 keer vir Petrus, het jy my lief? Die eerste 2 keer gebruik hy 'n Griekse woord vir liefde, wat dui op goddelike liefde. En in die 3de keer vra hy vir Petrus, het jy my lief? Dan gebruik hy 'n ander liefde. Ander woord vir liefde, wat dui op menslike liefde. Petrus antwoord al 3 keer met die Griekse woord vir liefde wat dui op menslike liefde. Petrus kan nie anders nie. Hy kan nie dieselfde liefde waarmee God ons liefhet, kan Petrus nie meer beantwoord as hy sê ek het u lief nie. Petrus kan net op 'n menslike manier Jesus lief hê. En dit beskryf Johannes as hy die eerste 2 vrae beantwoord, vra, het jy my lief, die goddelike liefde?
En dan op die derde keer vra Jesus vir Petrus, het jy my lief met die woord vir menslike liefde? So asof Jesus besef, Petrus, jy's 'n mens. Ek kan nie meer van jou verwag as wat jy menslik in staat is nie. Ek verstaan jou, Petrus. Ek weet wie jy is, ek weet hoe jy dink. Ek gee jou 'n tweede kans as mens. Ek vergewe jou. Ek gee jou nog 'n kans om my lief te hê, om my te dien, om my te aanbid, om my te volg. Dan is Johannes nie klaar met sy woordspel nie. Hy gebruik 2 verskillende woorde vir Jesus in sy antwoord aan Petrus. 2 verskillende woorde vir skape en lammers. So asof ons moet verstaan dat hierdie antwoord 'n baie breër antwoord is as wat dit met die eerste oogopslag lyk. Jesus sê vir Petrus, pas my skape op, al verskil hulle van mekaar. Pas my skape op. Petrus sê vir Jesus, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. U ken my. U weet van my mislukking. U was daar toe ek U verloon het. U weet dat ek U liefhet. En dan verwys Jesus na Petrus se dood in vers 18. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak, jy het gegaan waar jy wil, maar as jy ouer word, sal jy jou hande moet uitsteek, sodat iemand anders jou klere kan vasmaak en jou gaan bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê, en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En na oorlewering, toe Petrus 'n marteldood gesterf het sy martelaars gesê, maar ons gaan jou soos Jesus ook kruisig. Want jy is mos 'n aanhanger van Jesus, jy volg mos vir Jesus. En toe het Petrus gesê, nee, ek kan nie soos Jesus aan 'n kruis hang nie. Julle moet my onderste bo kruisig. Petrus het geen insig gehad, geen moontlikheid om sy dood te keer nie. Hy was maar net in ander mense se hande. En eintlik sê Jesus vir Petrus, ek weet jy het my lief. Ek weet dat jy my volg. En dit is moeilik. Dit gaan bitter moeilik wees om my volgeling te wees. Jy gaan swaar kry. Jy gaan doodgemaak word omdat jy sê dat jy Jesus Christus volg. Jesus waarsku vir Petrus. Jy moet mooi dink. As jy sê, ja, ek volg U. Ja, ek het U lief. En ek en jy moet ook 2 keer dink. Oor ons liefde vir Jesus. Oor my disippelskap. As ek sê, ek volg Jesus, ek het hom lief, is ek bereid om die pad tot aan die einde te loop. Is ek bereid om Jesus tot in die dood te volg. Ons is baie bevoorreg hier in ons land, dat ons in vryheid ons godsdienst kan beoefen. Daar's baie lande in die res van die wêreld waar daar nie godsdienstvryheid is nie. Waar jy in die geheim saam met ander jou geloof kan of moet beoefen. Waar jy vervolg word omdat jy sê dat jy Jesus ken. Wat sou die omstandigheid gewees het as ek en jy hierdie vervolging beleef het? Sal ons nog kan sê, ek het U lief.
Sal ons nog agter Jesus aanloop as ons lewens bedreig word omdat ons in Jesus glo? Jesus sluit hierdie gedeelte af. Hy herhaal die oproep aan Petrus en aan die ander disippels: volg my. Jesus het sopas vir Petrus en die disippels versorg, versterk met brood en vis. Hy het Petrus sy mislukking vergewe. Hy het 3 keer vir Petrus gesê: het jy my lief? 3 keer het Petrus geantwoord: ja, Here, ek het u lief. En nou sê Jesus weer: volg my. Petrus moes hier vandaan af weggegaan het met die wete dat hy Jesus kan volg. Dat Jesus hom nie kwaadlik neem vir sy verloning nie. Dat Jesus hom vergewe het. Jesus het hom versterk met kos, brood en vis. Hy het hom versterk met sy genade, sy vergifnis. Vir baie mense is dit 'n saak van omdraai en weghardloop as Jesus sê: volg my. Baie mense sien nie kans om Jesus te volg nie. Omdat hulle nie bereid is om die pyn en die lyding en die swaar kry van hierdie volg tot aan die einde toe in te volhard nie. Maar Petrus word hier toegerus deur Jesus self om hom te volg. Want net na die hemelvaart is dit Petrus wat die leiding neem in Jerusalem. Hy staan op Pinksterdag op as die Heilige Gees uitgestort word en hy verkondig die evangelie sodat 3000 mense tot bekering kom. Dit is hy en Johannes wat voor die Joodse raad gaan staan en sê: ons verkondig Jesus Christus, die een wat julle gekruisig het, maar wat opgestaan het uit die dood. Ons hoor vandag hierdie vraag: het jy my lief? Volg jy my? Vra Jesus. Is jy diensbaar in die kerk? Kan ek vir jou sê, gaan pas my skape op? Sorg vir mekaar, sorg vir my volgelinge. Ten spyte van pyn en lyding wat mag voorlê. Want dit beleef ons elke dag. Pyn en lyding in hierdie wêreld. Ons weet dat dit wat voorlê moeilik gaan wees. Want Jesus waarsku vir Petrus: jy gaan swaar kry, pyn en lyding ervaar as jy my volg. Sê ons vir die wêreld, vra ons die vraag aan die wêreld: het jy Jesus lief? Volg jy vir Jesus? In die gedeelte wat Lukas beskryf oor Saggeus, sê Jesus vir die omstanders en sy disippels: die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis die inhoud van God se liefde, om te soek en te red hulle wat verlore is. Is ek en jy bereid om dit te doen, om aktief verlorenes te soek, vir hulle te vertel van Jesus se liefde, vir hulle hierdie vrae te vra: het jy Jesus lief? Volg jy Jesus? Om die verlosser aan hulle bekend te stel, om hulle te versorg, om diensbaar te wees aan die wêreld.
Wat hoor ons vanoggend? Jesus gee ons nog 'n kans. Hy genees ons mislukkings, omdat hy ons liefhet. Daarom het ons hom lief. En daarom sê Jesus, volg my. Versorg mekaar, wees diensbaar. Wees 'n visser van mense, soek hulle wat verlore is en help dat hulle gered word. Jesus se opstanding uit die dood gee ons 'n situasie waarin ons nuwe lewe het. Opnuut kan glo, lief kan hê, Jesus kan volg, opnuut diensbaar kan wees. Geen mens is so verlore dat vergifnis en disippelskap om kind te wees nie meer moontlik is. Geen mens is so verlore dat die verlosser hom nie kan red nie. Wat met Petrus gebeur, sy mislukking, Jesus wat hom vergewe, die kruis, die opstanding, dit bring die moontlikheid vir my en vir jou, om te kan sê, ja Here, U weet, ek het U lief. Ja Here, U weet, ek volg U. Ja Here, U weet, ek is diensbaar, ek versorg my medegelowiges, ek versorg die verlorenes in die wêreld. Dis wie God is. Hy stuur sy seun na hierdie wêreld om aan die mensdom 'n nuwe kans te gee. Jesus los nie vir Petrus in sy mislukking nie. Hy vergewe hom. Hy herhaal sy opdrag. Volg my. Wees diensbaar. Versorg mekaar. En daai opdrag kom vanoggend weer na jou en my. Jesus vra vir ons die vraag, het jy my lief? Volg my. Wees diensbaar, pas my skape op, versorg mekaar. Dit is die boodskap waarmee ons in hierdie lydenstyd in die wêreld besig moet wees. Amen. Ons hemelse Vader, ons buig voor U in aanbidding. Ons verstaan eintlik nie wat hier aan die gang is met Petrus nie. Al wat ons besef, is dat U ons liefhet. Dat U ons vergewe, dat U ons mislukkings genees, dat U ons nog 'n kans gee, dat U ons stuur in hierdie wêreld in, om mekaar lief te hê, om U te volg, om mekaar te versorg, om hulle wat verlore is te soek, en by die verlosser uit te bring. Dit is ons fokus in hierdie lydenstyd, Here. Maak dit ons daaglikse lewenstyl. Ons erken vanoggend, ja Here, ek het U lief. Ons sê opnuut, ja Here, ek wil U volg. En ons staan gereed as U sê, gaan pas my skape op, wees diensbaar, versorg mekaar en die wêreld. Aan U die krag en die heerlikheid, ons dankbaarheid tot in ewigheid.
Amen. Ons offergawe is by die deure. As jy uitgaan, die dankoffersakkie staan gereed daar. Ons gaan 'n laaste lied sing, Vlam 406, ek wil kom stil word, hier aan die voete. Kom ons staan en sing hierdie pragtige lied. Ek wil kom stil word, hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer, as ek my vrae voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus en word mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs geen rykdom, en ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders wat onder die lyding glad nie verstaan? Wat van die mense wat stikkend en seer is? Wat van die een wat eensaam vergaan? As ek dan vra, Heer, waar is U liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld die hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja. Raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral die liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.